Goeienaand by hierdie diens. Ek het nou gedink, gaan nie nog mense kom nie, ek kan maar begin en toe kom daar nog 3 mense. So maar ek glo, ons is dalk nou voltallig vir die aand. Baie welkom aan almal van u. En ek sien elke aand iemand wat die vorige aand nie hier was nie, so dit is ook vir my goed om te sien hoe dat die getalle groei so elke aand. Dit is vir my weer eens 'n voorreg om ook vanaand saam met u dan hier te kan wees. Kom ons sit net so met ons saam. Here, terwyl dit stil raak rondom ons en binne in ons, kom buig ons ook voor u en dan bid ons u in hierdie aand as die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die God van liefde, die God wat liefde is. Dankie dat ons dit ook in hierdie leidingstyd intens kan ervaar en opnuut daaroor kan nadink oor wat u liefde vir die mensdom beteken en wat dit van u gevra het om ook daardie liefde so aan ons te openbaar. Dankie dat ons vanaand weer die voorreg het om ook na u woord te kan luister, om u ook op so 'n manier te kan ontmoet, om op so 'n manier ook die stem te kan hoor, te weet dat u ook hier is in u heiligheid en in u glorie en u eer. En wat 'n voorreg vir ons om ook in hierdie aand dan daarin te kan deel en ook iets van die heiligheid te mag beleef. Heilige Gees, kom, rig ons oë op u, draai ons ore na u, maak ons harte oop vir u, maak ons lewens ontvanklik vir u en u woord ook in hierdie aand. En dit bid ons in die naam van Jesus ons Here. Amen. Geliefdes, ek groet julle dan ook weer vanaand in die naam van die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vrede vir julle elkeen. En Christina verkeer daar, kom er nog mense in, maar kom ons staan en dan sing ons lied 182 as loflied. Probeer net so al veel vroeër dan hier wees asseblief.
boodskap uitgestuur, maar ek ons môre net weer aan mekaar. Ons lees vanaand uit Johannes 13 van vers 21 tot by vers 30. Na hierdie woorde het Jesus hewig ontstel geword en openlik verklaar: Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leun toe oor na Jesus se kant en vra hom: Here, wie is dit? Jesus het geantwoord: Dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood wat ek in die sous ingesteek het sal gee. Hy vat 'n stukkie brood, steek dit in die sous en gee dit vir Judas, die seun van Simon Iskariot. En nadat Judas die stukkie brood gevat het, het die Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom: Wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het. Omdat Judas die beursie gehaat het en party van hulle gedink dat Jesus vir hom sê: Gaan koop wat ons vir die Paasfees nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het hy dadelik uitgegaan. Dit was nag. Die gedeelte begin met die woorde na hierdie woorde, so dit verwys na woorde wat Jesus gepraat het, dan net voordat hierdie gesprek met sy disippels begin het, en hy het daar na die gesprek dan vir hulle genoem dat sy tyd van sy dood naby is. Dit was direk nadat hy sy disippels se voete gewas het, en dan verwys Jesus eintlik oor wat volgende gaan gebeur, dat hy verraai gaan word deur een van sy eie disippels. Die 3 ander evangelies verwys ook na hierdie gebeure daardie aand, maar op verskillende maniere, en ek gaan na dit ook verwys, en daarom wil ek graag net die ander 3 weergawe ook lees. Matteus en Markus se weergawe is feitelik presies dieselfde. Lukas se is 'n bietjie anders, en dan is Johannes se ook so 'n bietjie anders. So kom ons luister eers na Lukas. Hy het dit baie kort saamgevat. Hy sê, Jesus het gesê: Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar weet die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. Markus sê, die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hulle sit en eet, sê Jesus: Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthuts, en een na die ander het hom gevra: Dit is tog nie ek nie? En Jesus sê toe vir hulle: Dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan, maar weet die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. En aan Matteus se weergawe sê, toe dit aangeword het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. En terwyl hulle eet, sê hy: Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai. Hulle was baie onthuts, en een na die ander het hom begin vra: Dit is tog nie ek nie, Here? En hy antwoord toe: Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my sal verraai. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe soos daar oor hom geskrywe staan, maar weet die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore is nie. En dan voeg Matteus nog by, toe sê Judas, sy verraaier: Is dit miskien ek, Rabbi? En Jesus antwoord: Dit is soos jy sê. En nou weet ons dat Johannes, die skrywer van die evangelie van Johannes, was die aand saam met Jesus
daar, omdat hy een van die 12 disippels was. En sy weergawe is dan waarskynlik ook soos wat hy dit onthou het, so hoe dit daardie aand gebeur het. Jesus deel hier ontstellende nuus met hierdie 12 mense wat nou vir 3 jaar baie nou saam met hom geleef het. En weer eens lees ons dat Jesus ewig ontsteld geword het. Vir die van die wat gisteraand nie hier was nie, ons het gelees waar daar 'n groepie Grieke na Andreas toe gekom het, een van die disippels, en vir Andreas gesê dat hulle wil graag vir Jesus sien, en Andreas het dit Philippus gaan sê, en hulle twee is toe na Jesus toe, en vir Jesus gaan sê, daar is Grieke wat hom wil sien, en dan staan daar, toe Jesus dit hoor, het hy ewig ontsteld geword. Hy het gesê, nou is ek diep ontsteld, want hy besef, die tyd het nou aangebreek, dat sy lyding, sy intense lyding, gaan begin. En nou, 'n paar ure later, lees ons weer dat Jesus ewig ontsteld is. En daar is dan veral 2 redes daarvoor, oor hoekom Jesus so ewig ontsteld was, ook daardie aand. Weereens het hy geweet wat vir hom voorlê, hy weet van sy pad van lyding wat op hom wag. Maar hy is waarskynlik ook ewig ontsteld, omdat hy weet, een van sy getroue volgelinge, een van die wat vir 3 jaar so intens saam met hom geleef het en gewerk het, gaan hom verraai. Iemand in sy binnekring gaan verraad teen hom pleeg. Baie keer is dit juis mense naby aan jou, wat jou die seerste maak. Mense van wie jy dit nooit verwag het nie, wat voel of hulle jou in die rug steek. En dan maak dit jou seer en jy is ontstel daaroor en jy kan nie verstaan dat iemand so iets aan jou kan doen nie. En dit is presies wat ook daardie aand dan gebeur het. En daarom is Jesus ewig ontstel. Jesus se woorde, dat iemand wat daar by daardie etenstafel saam met hom by die tafel aangelê het, dat so iemand hom gaan verraai, ontlok dan ook verskillende reaksies by die disippels. En elkeen in die vorm van 'n vraag. En ek wil sommer net so na 3 van hulle reaksies verwys. Die eerste reaksie is die van wantroue in hulle self. Want Matteus en Markus noem albei dat die disippels baie onthuts was, baie verbaas was, dat Jesus so iets gesê het, dat hulle eintlik ontstel was daaroor dat Jesus dit gesê het, en dat hulle die een na die ander begin vra, is dit miskien ek, Here? So skielik begin hulle in hulle self twyfel. Skielik begin hulle in hulle eie lojaliteit teenoor Jesus twyfel. En hulle wonder, is ons lojaliteit, is my lojaliteit dalk so min dat ek dalk die persoon kan wees, wat daartoe in staat is om Jesus te kan verraai. Die tweede reaksie is dan eintlik die reaksie van Judas, en dit is skynheiligheid. Want Judas lê ewe vroeg saam met die ander disippels daar by die etenstafel aan, en hy weet wat gaan gebeur. En dan sê hy vir Jesus, is dit miskien ek, Rabbi? En hy weet baie goed dat dit hy is. Hy weet baie goed wat hy beplan. Hy weet baie goed wat nog daardie aand gaan gebeur. Maar tog het hy, nou sê die guts, om daardie aand nog saam met Jesus by daardie Paasete aan te sit. Maar Johannes skilder reg deur sy hele evangelie eintlik vir Judas as iemand wat glad nie opreg teenoor Jesus was. Die derde reaksie
is die van nuuskierigheid. En dit word dalk so bietjie subtiel hier gestel. Ek wil hê jy moet net eers so 'n prentjie kry van hoe dit waarskynlik daardie aand gelyk het, en jy sal nou gehoor het, ek het nou 'n paar keer gesê, hulle het aangelê by die tafel om te eet. Dit was laattafels gewees met sulke lang banke, waarop die mense dan gelê het terwyl hulle geëet het. Hulle het gewoonlik dan op hulle linkersy gelê, hulle hand op hulle kop op hulle linkerhand gerus, en dan het hulle met hulle regterhand die kos van die tafel afgevat en geëet. Nou, baie maas sou dalk gesê het, jy gaan horings kry as jy so lê en eet, maar dit is die manier hoe die Oosterse mense daardie tyd geëet het. En hulle het dan ook baie naby aan mekaar gelê. Ek dink dit was nog 'n bietjie grillerige situasie geweest. Hulle was eintlik so 'n bietjie in mekaar se persoonlike ruimte geweest. Hulle het so amper so sardientjies in 'n blikkie so op hierdie banke gelê, naby aan mekaar. En dan lees ons dat die disipel vir wie Jesus baie lief was, dit is dan Johannes self, het net langs Jesus aan die tafel gesit. Die 83 vertaling sê, hy het langs Jesus gesit, maar uiteindelik langs Jesus gelê. En dan staan daar dat Simon Petrus beduie toe vir Johannes, dat Johannes vir Jesus moet vra wat hy bedoel. En Johannes leun toe oor na Jesus toe, alhoewel hy eintlik baie naby aan Jesus is, maar hy leun nog so 'n bietjie nader. En dalk het hy gesê, Jesus, wie is dit? Van wie praat hy? So, Petrus knik vir Johannes, hoor 'n bietjie daar, vind 'n bietjie uit, wat sê Jesus? So, is iets van 'n nuuskierigheid, wat bedoel Jesus, wat gaan hier aan? Hulle verstaan nie, en hulle wil graag weet. Dit was duidelik, dat dit nie net Jesus is, wat ewig ontstel was daardie aand nie, maar ook sy disippels. En Jesus gee dan ook nie vir hulle 'n baie definitiewe antwoord. As Johannes vir hom vra, wie is dit? Dan sê Jesus, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood sal gee, wat ek in die sous gesteek het. Die ander evangelie sê, die een wat sy hand saam met my in die skottel steek, en sy brood so in die sous doop. En nou moet ons voorstel hoe hierdie ete verloop het. As Jesus hierdie woorde sê, dan sou dit waarskynlik nie beteken het dat hy 'n stuk brood gegryp het en dit in die sous gedruk het en dit gegee het nie. Hy het waarskynlik rustig die brood gebreek, soos wat dit die gewoonte sou wees. Nadat hy vir hulle gesê, die een vir wie ek dit gaan gee, dit gaan hy wees. En nou sit Jesus die brood en breek, en dan doop hy 'n stukkie brood in hierdie olyfolie wat gemeng is met kruie. En intussen wonder elke disipel, wie is dit? Miskien het hulle na mekaar gesit en staar en gedink, daai een het ek nog altyd bietjie verdink. Ek weet nie hoe getrou is hy nie, miskien is dit hy, of daar nie een. Of dalk ek. So Jesus gee vir hulle tyd van selfondersoek. En daarom vra hulle, dis tog nie ek nie, Here? So vir 'n paar oomblikke kon hierdie disippels introspeksie doen oor hulle eie lojaliteit teenoor Jesus. En dit laat ons dink aan die woorde van Psalm 139, waar die psalmdigter sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie,
en lei my op die beproefde pad. So hierdie disippels worstel daardie aand in ontsteltenis oor wie is die een wat Jesus gaan verraai. Ons sou ook kon vra uit hierdie verhaal uit, wie is die hoofkarakter of dalk die hoofkarakters in hierdie verhaal? Is dit Judas, die een wat dan die verraad gepleeg het? Of dalk was Johannes 'n redelike prominente figuur in hierdie verhaal, omdat hy vir Jesus gevra het wie dit is, of Petrus wat bedaai het vir Johannes, vra vir Jesus, wie is dit? Maar wanneer ons oor die lydingsweg van Jesus dink, dan moet ons goed besef dat dit alles net oor Jesus gaan, oor hom alleen. En ons kan so verstrengel raak in Judas se verraad, en Petrus wat Jesus later sou verloon, en Pontius Pilatus wat hom onskuldig laat oorlewer om gekruisig te word, en Barabbas wat in sy plek vrygelaat word. En dat ons dan vergeet dat dit alles gaan oor die uur van beslissing, waarby ons gisteraand stilgestaan het. So al hierdie menslike karakters in hierdie verhaal, en al hierdie disippels wat die aand saam met Jesus by hierdie Paasete was almal net agtergrondkarakters in die verhaal van Jesus se lyding. Dit gaan hier slegs oor sy lyding. En daarom het die verskillende reaksies van die verskillende disippels net bygedra tot hierdie pad van lyding van Jesus. Die feit dat hy deur iemand in sy binnekring geraai sou word, het sy lyding net meer intens gemaak. Wat ons ook uit hierdie verhaal rondom die etenstafel daar in die boventrek leer, is dat die Here Jesus self die hele tyd totaal en al in beheer van die hele situasie was. Ten spyte van sy ewige ontsteltenis, beheer hy elke stukkie detail van wat daar in daardie vertrek gebeur het. Dit is nie Judas of enige van die ander disippels nie. Dit was nog die hele tyd God se reddingsplan vir die wêreld, dat sy seun aan 'n kruis sou sterf en so verlossing vir mense uit hulle sonde en nood sou bring. En so was dit God se plan dat dit op daardie Vrydag, die 14de Nisan, as ek dit reg het van die Hebreëse kalender, dat dit op daardie spesifieke Vrydag, by daardie spesifieke Paasfees in Jerusalem sou gebeur. En Jesus besef dit. Hy weet, dit moet nou gebeur. Dit is hoe God dit beplan. Dit is die doel van Jesus se koms na die aarde. En daarom sê hy vir Judas, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen. Jesus weet, hy moet daardie aand nog gearresteer word. Hy weet, hy moet daardie nag verhoor word, sodat hy die volgende dag gekruisig sou word. Dit is alles deel van God se verlossingsplan. En daarom sê hy vir Judas, maar wat jy moet doen, moet jy nou gou doen, want hulle moet my kom arresteer. My verhoor moet vanaand begin. My uur van beslissing het aangebreek. Ek het baie gewonder oor wat hierdie beteken. Hoekom het Jesus vir Judas gesê, wat jy wil doen, moet jy baie gou doen.
totdat ek gesnap het, dat dit is waaroor dit gaan. Dat Jesus totaal en al in beheer van hierdie hele situasie is, en dat hy weet, maar God se plan kom nou tot uitvoer. Die disippels het dit egter nog glad nie verstaan nie. En daarom wonder hulle almal oor Jesus se woorde aan Judas. Hulle moes nog sin maak van wat daardie aand alles daar gebeur het. Wat Jesus alles gesê het. Maar tog hou Jesus die hele tyd, die hele situasie in sy hand, wetende dat sy hemelse Vader met hom is. Maar as mens is Jesus ewig ontstel. Nadat die Grieke hom wou sien en hy intens bewus geword het van sy lydingsweg wat nou in alle erns begin. En dan hierdie gebeure saam met sy disippels aan die etenstafel, die wete dat die uur nou aangebreek het, het sy ontsteltenis nog meer intens gemaak. Maandag aand was ons saam met Jesus in die eetvertrek van Lazarus en Martha en Maria se huis in Betanië. Vanaand is ons saam met Jesus in 'n eetvertrek, Bybel praat van 'n boefvertrek, weer rondom 'n etenstafel saam met Jesus. En nou wil ek jy weer nooi, as jy wil, maak jy oë toe en sien jouself in daardie vertrek. Kry vir jou 'n prentjie van hoe hierdie vertrek gelyk het. Sien jouself saam met Jesus aan hierdie etenstafel. Voel dat jou kop op jou linkerhand rus, terwyl jy daar so half lê op die bank. Met jou regterhand die kos van die tafel afneem en dit eet. Drink die atmosfeer in van wat daar gebeur. Miskien ruik jy vanaand die olyfolie en al die kruie wat daarin gemeng is. Sien hoe dat Jesus brood neem en stukke daarvan afbreek. En hoor sy woorde as hy sê, vanaand gaan iemand aan hierdie tafel my verraai. Watter emosies bring dit na vore in jou gemoed? Here Jesus, ons het nou 2 aande gelees van U wat ewig
ontsteld geraak het. Omdat die uur van die leider aangebreek het. Die uur van die intense leidingspad na Golgotha. En dan probeer ons vanaand onsself in daardie boventrek sien. Dan kan ons onsself nog steeds net die ontsteltenis indink wat in U geleef het. Want selfs die disippels wat werklik saam met U daar was, kon dit nie verstaan nie. Here, as ons dan vanaand agterna daarna kyk en ons lees Johannes se onthou van daardie gebeure, dan vul dit ons ook met diep dankbaarheid, maar ook met diep ontzag teenoor U. Dankbaarheid dat U deurgedruk het op hierdie pad van lyding. Dat U daardie uur, beslissende uur, in die oë gekyk het en nie teruggedeins het daarvoor nie. Maar ook met groot ontzag, omdat ons weet, Here, dat U die hele lydingsweg beheer het en bestuur het, wetende wat op U wag. Dankie dat ons vanaand kan weet dat U dit alles vir ons gedoen het. Heilige Gees, kom maak ons intens bewus van wat dit beteken vir ons elkeen beteken. Dat ons losgekoop is uit die mag van sonde en nuwe mense gemaak is met Jesus Christus die kruispad gestap het en nie daarvoor teruggedeins het, al was hy die boodskap. Terwyl jy net so bly sit, kom ons sing lied 504. Oh,
gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.